die koning van die eeuwe, kom ons nou met lof en eer. U wat was en u wat is, u heers vir altyd, altyd meer. Onverganklik hoog verhewe, geen begin en ook geen eind. U alleen bly staan vir ewig, elke knie sal u erken. Goeiedag geliefde, 2 Korintiërs 6, spesifiek vers 6 en 7. Dit gaan hier oor hoe Paulus staande bly. Ek lees net weer wat sê hy. Hy sê, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur die opregte liefde, deur die woord van die waarheid, en deur die krag van God. Hier is die 4de manier waarop hy staande gebly het. Deur die krag van God. Hoor mooi wat sê Paulus. Hy sê nie, ons is staande gebly deur ons eie wilskrag nie. Hy sê nie, ons is staande gebly deur ons eie deursettingsvermoë nie. Want hy kan dit nie sê nie. Want hy is een ou wat nou vir ons leer, dat jy nie op eie prestasie moet of kan of sal of mag roem nie. Dit bestaan eenvoudig nie vir jou en vir my nie, maar wat vir jou en vir my as kinders van God bestaan, is die krag van God. En dis hoe hy sê hoe hy staande gebly het, deur die krag van God. Kom ons praat net so 'n bietjie oor die krag van God. Wens ek het meer tyd gehad. En ons het baie kort tydjie vandag. In Jesaja 40 vers 31 lees ons, dat die woord sê, die wat op die Here wag, wil vertrou, kry nuwe krag. Dis daardie krag waarvan Paulus praat, daardie nuwe krag, wat hulle kry, wat geduldig op die Here se leiding wag. Al is jou wêreld hoe stikkend, al is jy voel jy dat jy jou voete verloor in hierdie wêreld, jy nie staande kan bly nie. As jy op die Here wag, sê die woord, kry jy nuwe krag. Dis die Ou Testament krag van Habakuk 3. Daar in Habakuk 3 vers 19 jubel hy uit. Julle ken die teks van, al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen beeste in die beeskraal nie wees nie. Verskriklike toestand wat hy beskryf, maar dan sê hy, maar die Here my God, gee vir my krag. Habakuk 3 vers 19. Die Here God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Dis daardie krag waarvan Paulus praat. Hoor jy, dis nie eie krag nie. Dis nie eie prestasie nie. Dis die eeuoue krag wat Dawid so goed geken het. As Dawid in Psalm 18 vers 30 sê Dawid dat met sy God by hom loop hy 'n oormagstorm en met sy God by hom spring hy oor 'n stadsmuur. Soveel krag het hy. En dan sê hy in vers 33, U omgord my met krag. Dis nie iets wat inherent in menswees is nie. Dis nie iets wat inherent is omdat jy baie in die gimnasium oefen, omdat jy baie sterk gebore is nie, omdat jy groot spiere het nie. Dis inherent wat God vir sy mense gee, wat God vir sy kinders gee, sodat hulle staande kan bly. Paulus het dit verstaan. En hy het verstaan dat dit daarom was, wat hy staande gebly het. Jy sien, want die Here het op 'n stadium vir Paulus gesê, Paulus, as jy swak is ek sterk. En hy staan deur die krag van God. Geliefde, hoe staan jy? Shalom. Geen duisternis kan u bedek nie, geen mag kan teen u op bly staan. Sterre, oseane, berge, roep uit dat u naam bestaan. Elke asem wat ons inhaal, is genade uit u hand. Elke dag en elke môre word gedra deur u verstand. Ons lig ons hande, ons buig neer. Daar is geen ander naam soos u, o Heer. Aan die koning van die eeuwe, aan die Here van alle tyd, kom die Here en al die eerlikheid, tot in ewigheid, tot in ewigheid. Onsienlik maar tog naby ons, alleen wyse God so groot. Aan u behoort die lof vir ewig, u regeer van troon tot troon. Amen, amen, laat dit wees. U is waardig, koning Heer. Amen, amen, laat dit klink.
geslag tot geslag weer meer.